Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Welkom Koos. Baie dankie Gerard. Ons is terug. Uiteindelik. Dit voel soos ons het 'n Jare nuwe gelede jaar het ons mos die ding gedoen. jare terug. Ja, my dae het ons nog hier gesit en ja. Maar baie welkom terug. Baie dankie. Dit was nou 'n hele klompie weke van skoolvakansies, skoolvakansies, lang naweke, paasnaweke en nou is ons weer terug. Ons het laasweek begin en ons is besig met hierdie reeks by Eden Gemeente sodat wat ons nou gister die laaste week van gedoen het. En in hierdie reeks kyk ons na die sodat stellings in die Bybel. Wat dit sê maak so dat dit in jou lewe kan gebeur. En gister het jy hierdie reeks afgesluit. En die tema van waarmee jy afgesluit het, as ons nou mooi en dit is wat ek wil hê ons moet eintlik oor gesels vandag, is daai idee van om heilig te leef. Weet onmiddellik as jy dit sê, dis iets wat ons almal weet, dis iets wat ons in ons binneste weet, dit is hoe dit moet wees, maar dis nie 'n woord, heiligmaking of om heilig te leef. Onmiddellik is dit nie daai woord wat inspirasie uitlok uit elke persoon uit nie, want hierdie woord het amper bagasie begin kry, dat as jy heilig leef, jy hierdie vervelige lewe, jy's maar die ouetjie wat daar een kant sit en jy weet jy mag nie lag nie, want dit is nie heilig om te lag. Dis die prentjie wat by ons opkom, dat die vervelige lewe van heilig wees. Maar dis presies teenoorgestelde van wat die Bybel vir ons wys en verkondig in die skrif. So, kom ons gesels oor hierdie idee wat eintlik baie bagasie het van dat die Here ons roep om heilig te leef. Ja, ek wonder wat kan al die redes wees dat die woord so bagasie het, nee? Een rede kan natuurlik wees skynheiligheid, omdat mense wat hulle voordoen as so heilig en toegewyd, hulle krake in hulle mondering probeer wegsteek. Iets voorgee wat hulle nie is nie. En dit gee aan die woord heiligheid 'n slegte naam. Ander rede kan seker wees om heiligheid te sien as 'n te hoë mikpunt. Wie kan dan nou heilig wees? Wie kan tog volmaak wees? En in die proses dan die opdrag in die Bybel, wees volmaak, want ek is volmaak. Wees heilig, want ek is heilig. Te sien as, dit kan tog nie ernstig bedoel word, nie? Want as dit 'n onbereikbare teiken is, dan moet die opdrag tog sekerlik iets anders beteken. En so gaan die erns van die saak verlore. En kan heiligheid naderhand soos 'n spotwoord word, ag man, moet tog nou nie voorgee, niemand kan dit tog wees nie. Ja, presies, ja. En die tragiese is dat 'n ou in die proses die erns van die saak kan begin ignoreer. En selfs nie net ignoreer nie, selfs herinterpreteer en sê nee, dit kan tog nie so wees nie. Ons moet weer hieroor dink. 'n Mens kan tog nie regtig heilig of volmaak wees of dit selfs probeer doen nie. Ek het so in die afgelope maand of 2, Gerard, jy weet nou daarvan, geworstel deur Dietrich Bonhoeffer se boek. Wat is dit? The Cost of Discipleship. En hy begin die boek daardeur te praat oor goedkoop genade. En reg in die begin van die boek, dan besef jy is in diep waters. En ek het besluit, omdat ek voorheen die boek ek het merke gemaak, en ek het of hom al deurgelees, of dele daarin gelees, maar 20 of 30 jaar gelede. En ek is nou nie soos jy, dat ek al op 'n jong ouderdom sulke diep insigte gehad het nie, so ek moes die boek nou weer lees. Ja, en het het diep tot my gespreek. Die pad van geen kompromis nie. Die Bybel is baie ernstig oor die idee, wees heilig. En ons het Sondag gesê, Jesus, in sy laaste openbare gebed, hy het daarna nog in Getsemane gaan bid met die 3 disippels naby hom,
Maar hier voor sy disippels in Johannes 17, bid hy hoorbaar sodat hulle ook moet hoor. Vader, ek heilig myself vir hulle, sodat hulle heilig kan wees. Sodat hulle geheilig kan word. En as 'n mens dan verder gaan en sê, maar ek wil die gebed van Jesus ernstig opneem. Hy wil hê ek moet heilig wees. Dit is die pad waarop ons is. En ek dink daar's besekerde hoofstukke wat ons baie keer vir my, een so 'n hoofstuk is Hebreërs 12. Praat hy van as jy getuchtig word. En hy sê, dan moet jy nie moet opgee nie, as die lewe swaar raak. Baie keer tuchtig God jou ook. En dan sê hy, dan moet jy jou slap hande oprig en jou verlamde knieë. En maak jou paai reguit, sê hy. Moenie krepeel raak nie, moenie uit lid raak nie, raak gesond. En dan Hebreërs 12 vers 14. So die eerste verse daar sê al klaar. Hy waarsku jou om nie op te hou nie. Jy moet opstaan. Die waarskuwing is ernstig. Maar hy word gaan nog ernstiger. In vers 14 sê hy, jaag. Dan gaan hy na jou verhoudings toe. Jaag die vrede na met almal. Moenie iets in jou binneste toelaat, soos 'n wrok, 'n bitterheid, 'n woede nie. Sê ja. En die volgende woorde, en die ou vertaling sê, heiligmaking. Jaag dit. Die nuwe vertaling, 'n heilige lewe. Die Amplified Bible, consecration and holiness. Maar dan sê hy, waarsonder niemand die Here sal sien nie. As jy twee goed nie jaag nie, wat eintlik een ding ook is, nie? Een in die konteks van verhoudings, dat ek nie toelaat dat woede en bitterheid en wraakgierigheid en wat ook al in my binneste hou vaskry nie, en dat my lewe nie al hoe meer gevorm word deur God om heilig te word nie. Hy sê as jy dit nie jaag nie, hier is jou versekering, jy sal God nie sien nie. Die volgende vers is weer 'n riller, vers 15. En hy praat met gelowiges. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Ek verstom my altyd, as selfs teoloof vir wie ek die grootste respek het, praat asof dit 'n onmoontlikheid is wat die Hebreërs skrywer hier sê. Nee, want as jy ergens die Here aangeneem het, is hierdie onmoontlik. En dan haal hulle Johannes aan, wat sê nie, as iemand nou weg van ons afgaan, dan was hy nooit deel van ons nie. Ek dink om daardie skrif so eensydig te interpreteer, ek dink Johannes bedoel daarna valse mense wat onder hulle was, wat nooit deel van hulle was nie en nou gaan, maar dat alle mense wat ophou glo, voorheen nie regtig geglo het nie. Hierdie vers dink ek nie sê dit nie. Hy sê pas op, jy kan in die genade van God veragter. En ek en jy ken sulke mense selfs in die kerk, wat ywerig en opreg met die vrug van die Here in hulle lewe, en dan ewe skielik gebeur iets, draai hulle rug op geloof. Dan gaan hy verder, hy sê daar kan 'n wortel opskiet van bitterheid, en baie mense kan daardeur besoedel word, en dan gaan hy, en hy verwys na Esau. Sê Esau het sy eersgeboortereg verkoop. Hy sê, ons dink nie Esau is permanent verloor, hy neem dit as 'n voorbeeld. Esau wou baie graag hy eersgeboortereg terugkry, maar hy kon nie. Hy sê, so kan 'n mens maak met jou hou vas aan genade. Jy kan so ophou leef vir God, dat jy nie weer kan terugkom nie. Daar's geen ander manier om hierdie gedeelte te interpreteer nie, en daarom is dit baie riskant
om ons geloof te verskraal, soos wat Bonhoeffer nou vir my vir hierdie afgelope paar weke gewaarsku het, om genade so eenvoudige, ligte ding te maak. Asof dit net 'n konsep is. Ek begin nou anders oor die lewe dink, nee, ek dink Jesus het vir my gesterf en ek het erns om aangeneem. En selfs al was dit met erns, om dit dan net in die verlede te los, hy sê, moenie agterraak. In hierdie strewe, om God toe te laat, om jou hele lewe te hervorm, tot op die laaste dag van jou lewe nie. Baie riskant om dit te ignoreer of te herinterpreteer. Dieselfde hoofstuk, Hebreërs 12, ek dink ons sirkels kan miskien deur daai hoofstuk werk, want dis 'n riller. Verwys dan na toe Moses op die berg was en die wet by God gekry het, toe is daar 'n vuur. Hy sê, daar was geluide. En die mense was baie bang. En selfs as 'n dier aan die berg geraak het, was die opdrag, dan moet jy hom doodmaak. Hy moet of gestenig word of met 'n pyl doodgeskiet word. Hy sê, en selfs Moses het gesidder en gesê, ek is verskrik by die berg. Nou sal die mense dink, ja, maar as ek sien, daai is nou verby. Maar dis nie wat Hebreërs 12 sê nie. Dit sê, julle is by 'n baie meer skrikwekkende berg. God is in 'n sin nader. Julle ken God beter as daardie mense. Sê, julle het gekom by die lewende God. By die stad, by die hemelse Jerusalem. By God, die regter van almal. Dis waar julle nou kom. Asof hy sê, waar ons nou is die werklikheid van God amper meer tasbaar as 'n berg wat jy sien brand. En nou sê hy, pas op nou. Nou as God met julle praat, dat julle hom nie ignoreer nie. Want as hulle nie ontvlug het, wat hom geïgnoreer het, afgewys het, daar by die berg nie. Dit was 'n soort van 'n aardse belewenis, julle sin is 'n dieper geestelike, hemelse belewenis. Hy sê, dan sal veel minder sal ons, wat hom nou afkeer of ignoreer, nou dat hy uit die hemel spreek, jy's nader aan die wese van God, sê hy. As hulle moeilikheid gehad het, toe hulle hom geïgnoreer het, sê die skrywer, het ons groter moeilikheid. Mens kan dink, kan dit wees? Maar tog sê hy dit baie duidelik. Hy sê, nou, daarom, onthou, hierdie God skud alle dinge. Ons het nie tyd om die hele gedeelte te ontleed nie. Hy sê, maar dis hoe God maak, hy skud. Sodat net al wat moet oorbly is dit wat nie geskid kan word nie. Sê, laat God jou maar aan skud. En luister as hy praat, en dan sluit hy sy waarskuwing af, want, vers 29, onse God is 'n verterende vuur. Dit het nie verander nie. 'n paar hoofstukke, 2 hoofstukke voor dit, in hoofstuk 10, vers 29, waarsku hy op dieselfde manier, hy sê, ons wat Christus geken het en ons rug op hom draai, hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Dink mooi, Gerard, is dit moontlik om dan te sê, nee, maar die persoon het dan Christus nooit geken nie. Hy sê, nee, jy was geheilig. En hy sê, pas op, hy wat geheilig is, en sy rug op hierdie een draai wat hom geheilig het. Hy sê, jou straf is swaarder, want ons ken hom, sê hy vers 30, wat gesê het, my kom die wraak toe.
Ek sal vergelde, spreek die Here. Die Here sal sy volk oordeel. En vers 31, dit laat jou sidder. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Gerard, 'n mens kan nie ligtelik met sulke verse omgaan nie. En die probleem baie keer is, as mens daar's baie keer is ons geneig om sekere teologie en dinge te vat as volle waarhede wat bestaan uit een gedeelte uit die Bybel uit. In Engels, ek probeer nou die regte woorde kry in Afrikaans, but it needs to hold fast to the whole testament of scripture. En as jy nou mooi deur die skrif gaan kyk, is die hele skrif vol van hierdie waarskuwings. Maar tog wil ons baie keer verskoning soek en dinge soek om te sê, nee, hierdie een versie sê iets anderste. Maar die hele skrifvers, die hele Bybel is besig om ons te sê, pas op vir hierdie manier van leef. Jy het net nou in daai hoofstuk 12 toe gelees het, daai vers 14, om het jaag na te jaag. Dit is ook oorsaak en gevolg taal daai wat gebruik. Doen dit, jy moet hierdie doen, wees gehoorsaam aan hierdie ding, want daarin gaan jy iets vind. En jy gaan die teenoorgestelde vind as jy dit nie navolg nie. So in dit alles is met ons heiligmaking het iets ook natuurlik dan te doen, soos wat ons vir laasweek oor gepraat het, oor gehoorsaamheid. Ons moet agting hê en gehoorsaam wees aan hierdie roeping wat die Here vir ons gee as mens. Ja, en ek dink die hart van die evangelie word te doen met wat jy nou sê, dat jy moet die hele prentjie sien. Om net die genadekant, of laat ek so sê, om die genadekant te skei van die oordeelkant, van die boodskap. En dit net te oorbeklemtoon. Ja, is 'n baie... Maar onderkant is 'n oorbeklemtoon, ja, is 'n probleem. So, ek dink 'n mens met jou eie toestand in die skrif vind, en dan hierdie pad van heiligheid raak dan 'n groter dringendheid en iets wat jy beter verstaan. Aan die een kant sê die Bybel, gebruik hy woorde om iets van God se jammerte vir ons te beskryf. As hy na ons toestand verwys, soos ons is soos skape wat hierdie wolf bedreig word. Ons is arm, ons is blind, ons is gebroke van hart, ons is beroof, ons is mislei. Dan sien ons, dit is soos 'n vader wat jammer is vir ons. En dit is baie goed om hierdie woorde te glo, want dit gee jou vrymoedigheid om na God toe te gaan, om te verstaan, hierdie is, dis hoe hy na my kyk, 'n herder wat gaan soek na sy verdwaalde lammer, 'n pa wat alles sal doen om sy ontvoerde dogter terug te kry, 'n geneesheer wat gaan om 'n pasiënt se wonde te verbind. Dis die tipe stories wat Jesus vertel het. 'n diereliefhebber wat 'n voeltjie uit 'n vangnet bevry, sê die psalmis, ons was soos 'n voël in 'n net. 'n generaal wat met sy troepe ingaan om 'n manskap uit die hand van 'n vyand te gaan verlos. Ek sal kom, magtige God gaan jou kom verlos. Jou vyand maak jou seer, ek kom, en ek gaan die oorlog vir jou maak. Daar's ons stikkendheid, né? 'n regter wat, God is soos 'n regter wat 'n opdrag gee dat iemand wat onregverdig in 'n tronk is, vrygelaat moet word. Jy word onderdruk. Soos 'n vrou wat haar juweel verloor het en hom gaan soek. 'n weldoener wat hom ontferm oor iemand wat beroof is. 'n ryke wat iemand op die been bring wat alles verloor het. Dis die prentjies, né? 'n kinderliefhebber wat 'n verwaarloosde weeskind aanneem, is een van daai prentjies aan die Ou Testament. Jy het daar gelê en ek het jou gebring. Eintlik, daar is nie net as 'n kind nie, as 'n verloofde. Ek het jou toe weer myne gemaak. So, dis die een, as wil nie sê die een kant nie, dit is wie God is. Maar dis nie al wat hy is nie. En daar is die dele wat vir ons lekker is om te lees. Natuurlik, want daar sien ons stikkendheid en die deel van ons eie aandeel daar word nie so beklemtoon nie, maar dis 'n realiteit van ons lewe. En dan sien ons maar dat Jesus sê, as julle dan wat sleg is, weet om vir julle kinders te help. God sal enigiets doen om jou te help.
Maar dis die God met die pyn in die hart, wat sy liefling moet gaan help. Maar hy selfe God is ook 'n God wat kwaad is in die Bybel. Hy het nie ophou kwaad wees nie. Dis nie in die Ou Testament wat Hebreërs 10 staan nie. Ons God is, of Hebreërs 12, ons God is 'n verterende vuur. Hebreërs 10, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Dis Nuwe Testament. God is gister, vandag en in alle ewigheid dieselfde. Ons het voorheen een keer daaroor gepraat. Die gevaar om die God van die Ou Testament die tiran te maak en die God van die Nuwe Testament, hy is nou die sagte een. Maar hoe kan jy met die Bybel so maak? So, ons is natuurlik nou die stikkende skapie wat die Here wil kom haal. Maar die Bybel sê nie dis al wat ons is nie. Hoekom is God kwaad? Want ek is nie net 'n stikkende skapie nie, ek is ook 'n vyand wat God haat. Nee, maar dis argaïs, dis primitief. Ons kan nie dit sê, God is kwaad vir ons nie. Ons vind nie aanklank by daai. Onthou jy, ons het 'n kursus hier gedoen, die narratiewe terapeutiese kursus. En nie was een of 'n vrou wat nie eintlik openlik 'n Christen is nie, sy's meer 'n New Ager. En toe ek een lesing aanbied en sê, jy weet, maar die mense leef as vyande van God en dis 'n werklik. Toe sê sy, maar ek is jammer, ek glo nie daai dele van die Bybel nie. Dit kan nie wees nie. Dis argaïs, dis primitief, dis somber, veroordelend, dis morbied. Ek kan nie hierdie idees deel van my spiritualiteit maak nie, want dit takel my selfbeeld af. Stem nie ooreen met my mensbeskouing of met my Godbeskouing of my spiritualiteit nie. Ek kan nie 'n positiewe lewensuitkyk hê nie. Dit het 'n dempende uitwerking op my godsbeeld. Ons wil tog relevant wees as 'n kerk. Watter moderne kerk verkondig nog dinge soos daai ou mense wat gepraat het van God wat kwaad is en kan straf? Dit stoot moderne mense, denkende mense af. Maar dit is 'n baie gevaarlike manier om te dink dat jy net die een deel van die mensbeskrywing ernstig opneem. Ja, ons het almal iemand nodig om ons gesond te maak. Maar die ander dele van die Bybel ignoreer. Romeine 5 vers 10 sê, ons is God se vyande. Terwyl ons vyande was, het God ons versoen deur die dood van sy seun. Romeine 8 vers 7, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is vyandskap teen God, en dit onderwerp hom nie aan God nie. Daar's iets in my wat nie van God hou nie, wat God se vyand is. Jakobus sê, as iemand 'n vriend van die wêreld is, en hy praat weer met gelowiges, is hy 'n vyand van God. Wat 'n beeld om met God in 'n geveg in te gaan. Met hierdie een van wie die Hebreërs skrywer sê, pas op, hy's 'n vuur. Jy gaan jouself brand. Om te sê, ek is 'n egbreker, sê Jakobus. Jy het hom geskei, jy het hom verkil, en jy wil dit nie herken nie. Hy sê, pas op, God weerstaan die hoogmoediges, die ou wat dit nie herken nie. Maar hy aan die nederiges gee hy genade, die een wat herken, Here, hier is hierdie deel van my, wat nie van u beheer oor my hou nie. Help my. U het reg om van my kwaad te wees, wat so maak. U is ook hartseer oor my. Maar die twee goed is nie van mekaar geskei nie. Om dan te sê, Here, ek wil nie met u woede te doen hê nie. Help my. En dis wat die evangelie is, dit dryf ons dan na Jesus toe. Ons sien dat daar is die woede van God. So maak God met sy vyande, soos hy met sy seun maak. 'n regverdige, liefdevolle God kan en moet kwaad wees oor hoe mense leef wat sy vyande is. Want hulle vernietig hulle self en hy het hulle lief, en hulle vernietig ander mense.
'n regverdige God moet daaroor kwaad wees, want die lig is altyd kwaad vir die donker. Is gekant teen die donker. En die donker is altyd kwaad vir die lig. Daar is vyandskap. Daai vyandskap van die donker teenoor die lig is so erg dat in die 3 jaar wat die lig openlik in hierdie wêreld as God kom wys het wat is lig, was ons almal se reaksie. Kruisig hom. Maak hom dood. Ons hou nie van hierdie lig nie. En om daardie energie in myself te erken, Here. Tot op my laaste dag jaag ek na iets. En wat is dit waarna ek jaag? Dat ek nooit toegee hieraan nie. En as ek toegegee het, dat ek buig en nederig kom en sê, vorm my, heilig my. Here, ek was ongehoorsaam, ek was verkeerd, ek was nie net stikkend nie. Ek was willens en wetens u vyand. Ek maak u seer, ek skei u, ek verkil u. Help my. Hoe meer ons erns daarmee maak, hoe groter word die wonder van die evangelie. Sê, nou kyk ek na Jesus en sê, maar die rede dat hy so ly, daar aan die kruis, is ek. Dis hoe ek hierdie week gemaak het. Here, reinig my, help my. Dan word die wonder van Amazing Grace, dan sing jy dit regtig. Ek kan nie dit anders insien nie, Gerard. En ek dink dit is juist daai een ding wat binne in ons, die rede hoekom ons daai bagasie het met die woord heilig, want dit is daai ding in my wat sê kruisig hom, wat daai deel in my wakker maak. Ek wil nie heilig eintlik wees nie. Die ding binne in my wat skree kruisig hom, wil nie heilig wees nie, want dit is daai ding binne in my, en dit is wat ons bring na die Here toe. Ja, en as is daardie skrifte wat nie net mense wat nie in Christus glo nie, maar ons almal se sondigheid so beskryf. As ons dit ernstig opneem en sê, maar dit is die ding wat die Here my vir die res van my lewe mee wil help. Elke keer as ek die nagmaal gebruik, dan dink ek aan Jesaja 53. Hy was verag, maar is ek wat hom verag het. Hy was verlaat deur die mense. Ek was een van die mense. Hulle was skaam vir hom. Hulle wou nie eens na hom kyk nie. Ek is een van hulle. Hulle het hom nie geag nie. Ek ag hom dikwels nie. En dis die berou wat groei in my hart en die wonder dat hy besig is om my al hoe meer te maak soos hy. En die kruks van waar ons begin het van die Hebreërs skrywer is, as iemand nie dit jaag nie, maar hoe kan jy dit jaag? As jy nie die erns van die krisis besef nie. As iemand nie daarna jaag dat God jou moet heilig nie. Of kom ons sê, as dit nie vir jou 'n groot genoeg bedreiging is, dat die onheiligheid of die vyandskap in jou gevaarlik is nie. Wat sal jou dan dryf om te jaag? As iemand jou jaag met 'n paintball geweer teenoor 'n regte geweer, Korrek, jy gaan anders te hardloop. En so raak ons verwonderde mense oor die prys van die evangelie. Is nie 'n goedkoop genade nie. Jy sien iemand aan die kruis wat deurboor is. En Jesaja sê, hoekom? Terwille van my oortredinge. Terwille van my ongeregtigheid is hy verbrysel. Hy's gestraf, daarom kan ek vrede kry. Elkeen het sy eie pad geloop. Dis die woorde van die evangelie. Die woorde van die evangelie het 'n groot stuk donkerte. Ons is nie net stikkende mense nie. Seergemaakte mense nie. Ons is dit ook. Ons is ook rebelle. Wat met die dringendheid besef van hoe nodig ons die Here elke dag het. As ek dit laat vaar en hierdie waarskuwings sommer net sien, nee, dit kan nie bedoel wat dit met die eerste oogopslag lyk nie. Wat 'n gevaarlike ding om te doen.
wonder of ek kan afsluit Gerard met daar waar Jesus na die kruis toe gaan en Petrus sy swaard neem. Dan sê Jesus vir my, sit jou swaard terug. Wat dink jy? Dink jy ek kan nie nou my Vader bid en hy vir my duisende engele stuur? Wat dadelik eintlik seker die mensdom kan uitwis as hy wil. Hy sê, die beker wat die Vader my gegee het, ek sal dit drink. En oral in die Bybel, waar hy van daai beker praat, is dit 'n beker van woede. Toorn. Grimmigheid is daar in Jesaja 51. Om uit die hand van die Here die beker van sy grimmigheid te drink. Ja, sy toorn. Dit dink Jesus, jy kry nou met my woede te doen. Ek sidder as ek daaraan dink. En nou sê baie mense, nee, maar vrees mag nie deel van jou geloof wees nie, want sê Johannes nie in sy briewe, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite nie. Natuurlik sê hy dit, maar sê jy dan jy het nou al volmaak lief? Nou C.S. Lewis sê, terwyl jy weet jy het nog nie volmaak lief nie, is vrees intussen 'n baie goeie stuk medisyne. En al hoe meer, as ek na hierdie woorde kyk en sê, die Here sê, streef na heiligheid, kom, laat ek jou vorm, want daarsonder gaan jy my nie sien nie. Jy kan weer terugkeer om 'n vyand van my te word. En sien ek nie, maar nou kyk ek na Jesaja 53 en ek sien, die beker wat hy gedrink het, het hy vir my gedrink. Here, help my, wys my, soos julle verlede week gepraat het oor gehoorsaamheid, vorm my, wys my waar die kontras tussen my en dit wat ek in die skrif sien van hoe 'n gelowige moet leef, skreiend is en heilig my. Ons het nie 'n goedkoop genade nie. Ek sal nou nie vir elke mens aanbeveel om nou Bonhoeffer se boek te gaan lees nie. Dis 'n besondere swaar boek om deur te werk. Maar die indruk wat dit by my gelos het, was een van diepe erns en groot verwondering oor die beker wat Christus gedrink het van die woede van God, terwille van my wat God se vyand is. En daarom vir die res van my lewe moet ek elke gesindheid of woord of daad wat steeds praat van daardie vyandskap met alles in my na die Here toe bring en jaag daarna dat hy my aanhoudend heilig. Ja, en as jy mens nou mooi bietjie so amper 'n audit op jou lewe doen en met 'n bewustheid begin leef, dan begin jy agterkom hoeveel dinge daar in jou lewe is wat die vyandskap eintlik versterk, noem dit nou maar so. Hoeveel dinge daar is in ons elke dag lewe wat ons eintlik nie besig is om nader te beweeg met daai een kant lewe nie. En daarom waar jy nou begin het, Gerard, skielik is heiligheid 'n baie goeie woord om as relevant te beskou. Sê nee, hierdie woord is baie belangriker as om dit net af te maak as een of ander pietistiese oudtydse woord. Ek wil heilig wees, Here, maak my heilig. En om so te leef, ja, to be set apart, dit is die deel van die betekenis van die woord. En miskien moet ek net weet ek het sê, dis die laaste ding wat ek wou sê, maar moet ons onthou wat ons gister ook in die kerk gesê het, hierdie is nie 'n oefening in wilskrag nie, in moralisme nie, ek moet beter raak sodat ek aanvaarbaar kan wees nie. Dis die besef van hoe nodig ek hierdie Christus het en hoe ek sy hand moet vat en hoe meer ek hom my vriend maak, hoe meer maak hy die vyand in my, hoe meer maak hy daardie vyhandigheid in my dood. Dis 'n kom na hom toe, dis 'n erken in myself is ek altyd God se vyand. En Here, help my, ek vat u hand, ek kom na u toe, ek glo in wat u vir my gedoen het, ek kry u al hoe meer lief, en is nie 'n prestasie wat ek bring nie.
Dis sy prestasie wat hy na my toe bring in my wandel met hom. Daarom, as ek reg gesê, Paulus, meer van hom en minder van my. En ja, so. Dankie Koos, ja, ek een van daai, toe nou gepraat het van die vrees, een van die prentjies, is een van die beste beskrywings. Ek dink dis Johannes die Doper wat gesê het, hy moet meer Ja, word. jy's reg. Ek dink Paulus sou dit ook Paulus ergens het ook gesê het, gesê, maar hy het ja, dit net nie geskryf nie. Jy's reg. Ja. Ja, een van die mooi prentjies wat ek gesien het daar, of gehoor het, Rob Bell het 'n hele paar jaar terug in 'n podcast, het hy gespreek van, toe wil hy nou iets sê oor die vrees van God. En dit was altyd 'n vreemde prentjie vir my, want juist daai ding wat jy gesê het, weet, hoe kan 'n God van liefde, weet, ek nie vrees nie, weet, dit moenie vrees, vrees is amper 'n verkeerde woord, maar toe sê hy, vertel hy 'n storie van waar ek dink hy en sy vrou het gaan daai stand-up paddleboarding gedoen in die middel van die see. En een oomblik toe kom daar hierdie reuse walvis tussen hom en sy vrou op. En hy sê in daai oomblik hoe hy dit nie kon beskryf, die vrees wat in daai oomblik gehad het nie, want die ding het die vermoë om hom in 'n oogwink af te wis van die aardbol af. Maar terselfdertyd het die ding geen malicious intent teenoor hom en sy vrou nie, maar daai wete van wat is hierdie iets? Hy sê, dit is nou presies wat die vrees van God vir hom beskryf op die beste. En dit was maar die beste prentjie vir my om dit te probeer verstaan. Wie is hierdie verterende vuur? Wie is ek teenoor hom? En daar is 'n stuk buig wat moet plaasvind. En dit is heiligmaking. En ja, en ons moet dit begin leef. Ja, gewigtige hoofstukke hierdie, en ek dink miskien kan ons sirkels bietjie meer aandag gee aan daai Hebreërs 10 en Hebreërs 12 gee, en kyk wat in die gesprekke uitkom. Ja, goed. Baie dankie Koos. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Volgende week begin ons 'n nuwe reeks en meer daaroor volgende week. Dit gaan 'n baie goeie reeks wees. Nou het ek die naam vergeet, maar Hoe om te voel soos jy voel, hoe om te voel soos Jesus voel wanneer jy voel soos jy voel, of so iets. hoe om te voel soos wat jy voel, soos wat Jesus dit voel. Iets soos dit. Maar dit Kom voel dit uit. iets met voel. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy het 'n wonderlike week en sien jou volgende week selfde tyd, selfde plek hier by Selawi. Totsiens.